As jy saam met my jou Bybel wil oopmaak, as jy hom saam gebring het vandag by 1 Timoteus hoofstuk 6. Ons het hierdie September, Oktober so loop jy uit Timoteus uit in die leesrooster. Dis koninkrykstyd en in koninkrykstyd gaan dit oor hoe leef mens in jou verhouding met God. En Timoteus is nogal eintlik 'n baie toepaslike en sinvolle boek. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg om vanoggend nie net U te hoor in die woorde van die seëngroet, te hoor U is die Alfa Omega nie. Here, nie net te sing en te ervaar hoe U Gees in hierdie oomblik wat ons sing en die loof van ons besit neem nie, maar Here, dat ons ook in die doop kon sien. Yes, Lord, in the baptism we saw You reaching over the ages, from eternity to this moment, to touch this young child, to remind us and her later in her life that You will never leave us and forsake us. And thank You that in that spirit, Lord, with the knowledge that we are safe and comfortable in Your hands, we can come to Your word this morning. Thank You that we can read Your word as words from a loving Father, as words from a humble Savior, and as words from Your powerful Spirit that will make these words come to life in Your hearts. Dankie vir U liefde, Here, en ons eer U en ons bid in Jesus Christus se naam alleen. Amen. 1 Timoteus 6, aan die einde van die hoofstuk, aan die einde van die eerste boek, eerste brief van Timoteus, die vraag wat ek vanoggend na jou toe mee kom, wat die Bybel my mee gekielie het, toe ek nou Dinsdag besluit, ek dink dit met die tema wees, dink ek, dit gaan 'n klomp mense se toonhals dalk raak trap. And it's interesting to note that most people, or many people, are uncomfortable when the Bible speaks about material wealth. As die Bybel begin praat oor geld en goed, dan raak ons nogal gespanne daaroor. Ek wil ryk wees. Ons leef in 'n wêreld wat dit die lese is. Who wants to be a millionaire? Wie wil 'n miljonair wees? Vrydagmiddag of wanneer ook al jy jou kaartjies koop vir die lotto, sal jy by die Spar mense wat nie baie middele het nie, sien met hulle kaartjies krap. Ek wil ryk wees. Ek wil ryk wees. En nou wonder ek, wie is ryk? En wanneer is jy ryk? When are you wealthy? And who is wealthy? Dankie, Johan. Hier is dalk so 'n bietjie van 'n oomblik. Dit is min of meer die maandelikse inkomsteverdeling van Suid-Afrika. Die een in die wêreld lyk min of meer dieselfde, maar hierdie is nou ons. In South Africa, 70% of families live with a monthly household income of less than 10,000 rand. 25%, about 10 million people, live with a household income of 10 to 40,000 rand, monthly household income. And 5% of our population, about 3 million people, have a monthly income of more than 40,000 rand per month, per household. Here, wat 'n wonderlike nuus, ek het nooit geweet ek is ryk nie. Ek is ryk. Fantasties. Ek is een van die 5% mense in Suid-Afrika wat meer as R40,000 in my huis indra elke maand. So, wie is ryk? Wel, ons. So, as die teks vandag praat oor rykdom, moet jy weet, hy praat met ons. He's not speaking to somebody else. Most of us are at the top of that 25%.
Ek lê min of meer daar, en 'n klomp van ons is bokant dit. Kom ons lees die teks van vers 6 af, van 1 Timoteus hoofstuk 6. Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Dis nou Timoteus, Paulus se woorde aan die jong dominee Timoteus. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van hulle geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge al wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. Jy het die goeie wedloop van die geloof, in die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God wat aan alle dinge die lewe skenk en voor Christus Jesus wat teenoor Pilatus getuig en getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat ons Here Jesus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid, hy woon in ontoeganklike lig, geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe die eer en die ewige mag. Amen. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader vir hulle 'n skat, 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe kan verkry. Ek lees enkele verse uit die New International Version. But godliness with contentment is great gain. We brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Engelse vertaling is eintlik baie mooi. Hier's twee paragrawe, hoofparagrawe in die teks, two main paragraphs. The one deals more or less with the traps of wealth and wanting wealth, love of money, and the other deals with the lifestyle that Paul is exhorting Timothy to teach his congregants. So gewoonlik is dit tekste wat dominees vir my, veral in ons kerk, want ons is mos die NG kerk, NG. Totdat ek nou 'n paar ander kerke was, dan kom ek agter, ons is glad nie die NG kerk nie.
by party kerke maak die pastoor die deur toe, dan sê hy, hier moet nog 300,000 rand uit die bank uitkom, so is die kredietkaart, dan gaan jy. So, ek is nie te gespanne oor die NG deel nie, maar dit is iets wat baie keer ongemaklik is, en wat lekker is van die leesrooster is, dis die teks wat opkom, as ek Timoteus gekies het, saam met die teks, is dit die teks wat opkom, sodat ons deur die loop van 3 jaar eintlik probeer om alles in die Bybel te lees. Meeste van ons sou kon kwalifiseer om ryk te wees. Most of us would qualify to be rich. When the Bible talks here about those that are rich. En ons leef in 'n wêreld wat geluk en tevredenheid en sekuriteit met geld of met materiële goedere assosieer. As jy geld het, kan jy sekuriteit koop. Jy kan 'n heining opsit, jy kan alarms insit. Jy kan wegtrek ergens heen waar jy op 'n berg kan bly. In Clarence. So, dit was nie anders in die eerste eeu nie. Ons dink baie keer, daai mense van die eerste eeu was sulke wonderlike gelowiges. Paulus sê dit vir jou gemeentelede, hulle ly aan dieselfde siekte, hulle het dieselfde probleem. They also struggle with the security that they find in wealth. En daar's 'n klomp tekste in die Nuwe Testament waar Jesus in sy eie woorde dieselfde ding sê wat ons hier kry in Timoteus. And the Greek term for wealth that is used in this text is the word mammonas. Dis die Griekse woord, mammonas. Jy hoor nou mammon. En dis 'n teks wat kom uit die Ou Testament uit, die Grieks van 'n Ou Testamentiese woord of 'n Hebreëse woord, en dis 'n soort van 'n negatiewe woord om geld te beskryf of goedere, materiële goedere. Dis 'n negatiewe woord, so 'n bietjie van 'n afkrakende woord. Iets soos 'n valse god wat mense aanbid en wat hulle tyd aan spandeer en wat mense weghou van ware aanbidding aan die Here. Het is interessant dat, jy kan my enetjie aangaan asseblief, Johan. Ja, dis die wêreld waarin ons leef nie. Ek het gehou van daai man se groot oë. Ek het gedink as ek hom hierso sien op die skerm, dan gaan hy sê, hoor jy dominee, waarvan praat jy nou? Ja, klik vir my nog een keer, Johan. Dankie. In die Nuwe Testament is dit baie duidelik dat Jesus hom skaar aan die mense onder in die piramide. Dat Jesus baie tyd spandeer saam met arme mense, daai onderste persdeel, die 70%, dat hy 'n groot deel van sy bediening onder arme mense gespandeer het. Jesus had a preference for poor people. He spent his ministry time there. The gospel is the gospel to people who are also needy and struggling in this world. The gospel is not like in our day, the big church on the hill in the wonderful neighborhood or suburb is where the big ministries are, the big ministries. Nee? You know, ek kom van Pretoria af, ek voel dit is al lank gelede, maar in Pretoria het jy groot, massiewe kerke op heuwels met baie mense in wonderlike pastore wat in die hemel uitbestel is en dominees en duisende mense net in die ryk woonbuurtes. Net in die ryk woonbuurtes. In die arm woonbuurtes is daar klein gemeentetjies. Ek weet nie of julle weet nie, maar meer as 80% van kerke in die wêreld is minder as 200 mense. So ons is eintlik 'n groot gemeente in Clarence in vergelyking met ander kerke reg oor die wêreld. En Jesus spandeer tyd saam met mense wat min tot niks het. Aan die ander kant vind ons in die Nuwe Testament dat daar geweldige waardering is vir mense wat hulle fondse beskikbaar stel, hulle materiële goedere beskikbaar stel vir die bediening. We even have a word for that in theology. It's a benefactor. Somebody that you benefit from. And when Luke writes Acts and he writes his gospel, he mentions his benefactor. He mentions Theophilus in the beginning. He said, thank you to Theophilus who gave us the ability to write this. Hy moes ergens gaan sit en skryf en iemand het hom kos gegee vir wat hy nodig het. That was a benefactor. Jy kan amper sê
Die evangelie van Lukas en Handelinge geborg deur Theophilus. Soos gestaan by die rugby. Ek sien die sementfabriek borg die oomblik van die dag. Ek dink ek myself, hoekom sal hulle dit doen? Maar nou ja, as hulle geld het om te spandeer, geluk vir hulle. Daar's geweldige positiewe evaluering oor mense wat omgee vir ander. Wanneer die Nuwe Testament negatief praat oor rykdom, praat hy oor mense wat vasgevang is in hulle geld en goed. En jy sal mooi sien in hierdie teks, in vers 17 van die teks staan daar, the love of money. Nee, ons sê baie keer geld is die wortel van alle kwaad. Maar dit is nie wat die teks sê nie. The love of money is a root of all kinds of evil. In die Nuwe Testament is daar gebalanseerde benadering oor materiële welvaart. Daar's kritiek op mense wat vasgevang is in materiële welvaart, want dis die wortel wat daai negativiteit veroorsaak, maar daar's 'n positiewe ervaring oor mense wat bydra, wat benefactors is, wat bydra. Nie hulle welvaart sien as hulle versekering. And then it's also true that if you look at the history of the time in where this text was written, to be wealthy, you had to work with the government in some way. You had to sacrifice your principles. It's South Africa all over again. Dis net so Suid-Afrika. As jy nou regtig geld maak met kontrakte, as jy 'n man ken in die staat, wat vir jou kan 'n kontrak onder die tafel deurgee. En dis hoe dit gewerk het in die Romeinse Ryk. As jy die ouens wat welvarend was, is mense wat deals gemaak het agter die tafel met die Romeinse Ryk. So as jy nie deals gemaak het nie, as jy nie plannetjies gemaak het nie, het jy nie welvaart opgebou nie. Het jy gewoon van 'n salaris afgeleef. Jy kon eintlik net saam met die staat op 'n manier regkom. En op 'n manier, vriende, was dit nog altyd so. Die van julle wat in die ekonomie belangstel, dankie Johan, die Franse ekonoom Thomas Piketty het in 2010 rond hierdie boek geskryf, waarin hy sê dat die 20ste eeu was eintlik 'n vreemde eeu as gevolg van die twee wêreldoorloë. Het inkomste, mense se inkomste en algemene huislike inkomste min of meer gestabiliseer en gegroei. Dit was nog nooit so in die wêreld soos wat in die 20ste eeu was. En hy sê ons is stelselmatig besig om terug te beweeg na 'n meer Victoriaanse era. And R is greater than G refers to the argument that the rate of return on capital tends to be greater than the rate of economic growth. R is rate of return, G is growth. So ekonomiese groei normaalweg was laer as wat ryk mense uit hulle rente uitgekry het. En Piketty sê ons is stelselmatig besig om terug te keer na so 'n era. 'n Era waarin daar 'n klein bietjie ryk mense is en 'n geweldige hoeveelheid mense wat niks het. Hy sê die 20ste eeu was vreemd as gevolg van die groot wêreldoorlog. En die Christene in die eerste eeu, hierdie teks is geskryf vir eerste eeuse Christene, is mense wat die stelsel teengestaan het. Wat gesê het, maar dis nie reg dat dit so werk nie. Daarom het hulle materiële welvaart gedeel met mekaar. In Jerusalem sê dit in Handelinge 2, die mense wat by mekaar gekom het, het alles wat hulle gehad het met mekaar gedeel. En nou is een of ander iemand wat sê, dis nou waar die kommunisme vandaan kom. Niks daarmee te doen. Dit gaan oor mense wat sê, ek het genoeg, ek kan dit deel ook met iemand anders. Gaan nie daarvoor dat die goue gaans wat die goue eiers lê met doodgemaak word sodat ons eiers kan verdeel nie. Dit gaan daaroor dat die goue gaans sy goue eiers lê, maar dat ons die goue eiers met mekaar deel. Dis die benadering in die Nuwe Testament. Daar was vroue wat saam met Jesus en die disippels gereis het, welvarende vroue van ryk mans, wat uit hulle fondse vir Jesus en die disippels gehelp het. Hulle lewensonderhoud voorsien het. Daar's nie negativiteit in die Nuwe Testament oor rykdom nie. Daar's nie negativiteit nie, dankie Johan. Inteendeel, die Nuwe Testament sê 'n sinvolle vergenoegdheid en vrygewigheid is die houding wat saam met rykdom kom.
Nie selfgesentreerdheid en alles wat daarmee gepaard gaan. En dis die eerste paragraaf. En vanoggend beteken as jy ryk is, moenie skuldig voel nie. Nee, baie mense sê as jy ryk is, moet jy skuldig voel nie. Vrygewigheid gaan nie oor skuldgevoel. Vrygewigheid gaan oor dankbaarheid. Vergenoegdheid gaan oor dankbaarheid, gaan nie oor skuldgevoel. En dan in die tweede paragraaf, dankie Johan, ek het die tweede paragraaf, jy kan hom maar so 'n bietjie klik het hy, laat hy inkom. Gaan niks wat bykom nie, klik hom nog te slag. Ok. Dis interessant. Nie glo, the agony of delete. Wil hy niks weet. Volgende skryf hy ook. Sulke mooi prentjies. Enetjie terug. Ok, so werk met daai ene. So daar het ook gestaan, volg, of althans vlug en volg, op hierdie bladsy. Sien nou mooi daar kyk. Was 'n prentjie van 'n ou wat so uit 'n donker tonnel uithardloop, na die weg toe. En dis die woorde van die tweede paragraaf, wat ek daar op die skerm het. Maar jy, man van God, van hierdie dinge moet jy wegvlug, uit onder in die hoek gestaan. So vlug van selfgesentreerde sug na rykdom en sekuriteit. Run away from that. Vlug en volg. Jy moet van hierdie ding af wegvlug, volg, streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. Wat is dit? Vrug van die Gees, né? Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, geduld. Laat God toe dat hy jou aan die binnekant verander, sodat jy die vrug van die Gees wys vir die wêreld. Vlug en volg. Wat is die gesindheid as 'n mens deel is van die ryker deel van die samelewing? Vlug weg daarvan om selfgesentreerd en sekuriteit gesentreerd te wees en gaan na Jesus, die eienskappe wat deur die Gees in ons opgewek en nuut gemaak word. Maak dat God, ek het my op daai bladsy bedank. So, jy moet die goeie geveg, wat is die goeie geveg? Die geveg is om te vlug en te volg. En meer soos Jesus te word. In jou verhouding met die Here. Of jy baie geld het, of jy sekuriteit het, of jy finansiëel onafhanklik is. What a wonderful word, financial independence. Wonder hoe dit is. Ja, wonder hoe dit is. And it's interesting that the word godliness, the English word opregtheid, toewyding, is the Greek word Eusebius. Eusebius. A known word in the Greek times of worshiping. Volg, dis waarna jy moet streef. Die woord vergenoegdheid, contentment, is 'n interessante Griekse woord. It's autarkeia. Not being bothered by external circumstances. Wees vergenoegd. Moenie toelaat dat omstandighede van buite jou binneste omkrap nie. Want as ek Jesus volg, as ek God volg, en ek is nie vasgevang in my materiële welvaart. En vriende, dit kan ook beteken jou lyf, né? Die van ons wat bietjie ouer word. Nie almal nie, maar die van ons. My lyf wat agteruit gaan, my materiële vleis wat agteruit gaan. En my angstigheid daaroor, en my energiepilletjies en mooi maak regimes en my frustrasie en my stille woede. Dis dieselfde. Wees vergenoeg, be content. Worship, godliness, toewyding. Ok. So, wanneer is jy ryk genoeg? Hier is 'n mooi opmerking van John Rockefeller. Dankie, Johan Haien kan nou kom. Ek weet nie waar die ander een is.
Iemand het vir John D. Rockefeller gevra, how much money does it take to make a man happy? Sy opmerking was just $1 more. How much money does it take to make you happy? $1 more. Maar wat sê die Here vir ons? Sy sê, ek wil ryk wees. Jy kan ryk wees. Jy kan ryk wees aan liefde, vrede, vergenoegdheid. Dit is rykdom. Ek het mense geken in my lewe, wat hulle self sekere doelwitte gestel het, finansiëel, om by te kom, sodat hulle die binneste kan heel maak, volgens hulle. And when they came to the point, to the million, or the 10 million, or the 50 million, they told me, I woke up with so much in my bank account, and nothing in my heart changed. Geld gaan dit nie vir ons doen nie. Sekuriteit gaan dit nie vir ons doen nie. En dis al wat die teks sê. Ons wil nie op hierdie trapmele wees, dat jy net moet vashou wat jy het, en jy moet rente optel. Kyk na jou bankrekening. As die bankrekening reg is, dan voel jy ontspanne. En is menslik om so te wees. Nie onmenslik nie. Ek het gister 'n e-pos gekry van die maatskappy met die naam van Suid-Afrikaanse Inkomstediens, of South African Revenue Service. En hulle sê vir my, hulle skuld my geld. Ja, dit is lekker. It's wonderful to see that. Now I'm looking at my app. Oh, it's not yet in my account. And when I did that, I said, man, don't be stupid, it doesn't change anything. And when I catch myself again, I didn't look at that. Just a human thing. It's not a thing to be harsh about. Something to focus on differently. Wat moet ons doen met dit wat ons het? Dankie, Johan. And he sums up the whole sermon. Rather than to be imprisoned by wealth, or the love of wealth, be free and make a change, is what you've got. Sorg dat God jou van die binnekant af nie maak. Amen. Kom ons bid. Ag Here, ons is so menslik. As ons 'n woordjie hoor van ietsie wat 'n meevallertjie is, of 'n mielieprys wat opgaan, of 'n koringprys wat ietsie meer gaan wees as wat ons verwag, of 'n salarisverhoging wat daar kan kom, of 'n rentekoers wat dalk die rente op die pensioen kan opstoot, Here, dan is dit asof ons hart huppel. En Here, ons is wat dit aan betref maar net menslik. We're just human, Lord. We get excited by that. But Lord, please help us in these times to not place our trust and our security in the hands of material wealth, as Paul is admonishing his young ministry colleague to teach his congregation. Be content in Christ. Be content. Worship and follow Jesus. And as we go into this week, Lord, and into this next part of our life, we pray that the Holy Spirit will gradually break down those things that we've learned, dit wat ons geleer het oor jare, om ons huis op die sand te bou, om Jesus se woorde aan te haal. Seën vir ons, Here. Ons weet, vanoggend is hier 'n jong gesin in ons dorp wat hartseer is, met 'n afsterwe van 'n familielid, en ons wil sommer net vir hulle nie opdra, Lord. It's such a ripping apart of life in itself. We pray that you be with those young people, with their families. Dankie vir ons bazaar van gister. Dankie vir die lekker glimlagte en die lekker saam wees, die lekker saam speel en lekker koud kry en lekker pannekoek maak en braai en eet en geniet en lag. Lekker musiek luister, Here. U het die lewe vir ons gegee om dit met oorgawe te geniet en ons eer U daarvoor. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.